Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons susters, baie welkom vanoggend in die kerk van die Here en ook aan al ons YouTube-kykers sê ons baie welkom. Mag die Here vanoggend met ons praat en ook met jou daar waar jy later hierdie week na hierdie diens kyk. Ons tema vanoggend is Christus genoeg? En ek lees uit Kolossense 2 vers 14 en 15. En ek het hierdie verse teruggehou juis vir vanoggend se nagmaal. Kom ons bid saam. Here, ons het vanoggend na u huis toe gekom om u te loof en te aanbid. Ons het gekom om in u teenwoordigheid iets spesiaals te beleef. En ons beleef daardie spesiale geleentheid om met God te verkeer, juis ook hier in die kerk. Dis kosbaar. En dit is lekker om hier te wees. En dit is goed om saam met ons broers en susters, ons familie hier te wees. Om u te aanbid en u te beleef deur die woord en deur die Gees. So sal u vanoggend met ons praat uit die Bybel uit. Sal hy vir ons 'n boodskap gee wat ons raak, waaroor ons kan dink, en veral waarin ons kan troos vind in 'n wêreld vol soveel onsekerhede. Dinge wat teen 'n snelle pas gebeur, en nou weet nie eers meer hoe jy kan byhou nie. 'n Wêreld waarin ons wonder, maar dan soek ons 'n tikkie sekerheid, en dit lê by u, by die woord, by die evangelie, so gee dit vir ons vanoggend asseblief. Dankie Here, dat ons weet, u is deur die Heilige Gees teenwoordig. So ons gee vir u die platform, dat wil in die agtergrond verdwyn. U is die Here. Spreek Heer, u kinders luister. In Jesus naam. Amen. Is Christus genoeg? Kolossense 2 vers 14 en 15. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Lees dit weer. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Baie keer kry ek en jy die gevoel, ek is net nie goed genoeg nie. Want jy weet, toe ek nou in my ouer huis was, het my pa heeldag vir my vertel, as ek met my rapport by die huis kom en ek het 76 gekry, dan jy kon beter gedoen het. Of as ek iets by die op die sportgebied reg gekry, dan sê, jy kon eerste span gespeel het. Of my ma kraak my af as ek bietjie help in die kom, hy sê, jy kan nie eens ordentlik skorrelgoed was nie. En so word ek groot met hierdie gevoel van, ek is net nie goed genoeg nie. En ons kry dit baie keer in die huwelik, dat 'n man en 'n vrou so beklei mekaar afkraak, dat die een of die ander voel net nie, hulle is goed genoeg vir hulle lewensmaat nie. Ek het eendag 'n dame in Kreersdorp deur die versekering ontmoet, wat gesê het, en kyk, sy het nogal gelyk soos 'n lady, hoor ek vir jou sê, hoek, skoentjies, kort rokkies, sy het 'n boob job gehad, sy het 'n bum job gehad, sy, jy noem dit, want haar man was net nie tevrede met haar nie, hy wou haar verander, om hierdie
poppie te kan wees wat hy wil hê. En toe sy nou uiteindelik lyk soos hierdie poppie wat hy wou hê, toe los hy haar vir 'n ander vrou, wat nie soos 'n poppie lyk nie. En sy loop met hierdie innerlike, ek is net nie goed genoeg nie. En ons kry dit in die werksituasie, jy soeg en sweet, maar jy doen jou beste, maar elke keer as jy voor die HR persoon sit en jy jou prestasiebeoordeling het, dan kry jy 'n swak beoordeling. En jy soeg, jy lê jou lewe af vir hierdie maatskappy of organisasie. Jy voel net nie goed genoeg nie. En dit gebeur ongelukkig soms ook in ons verhouding met die Here. Dat ek voel net nie goed genoeg vir God nie. Hoe kan die Here met iemand soos ek werk, gebruik, aanvaar? Ek stel hom so te leer. Ek is net nie goed genoeg vir hom nie. Want daar's soveel verkeerde goed in my lewe. En ons raak 'n bietjie moedeloos oor hierdie gevoelendheid wat ons het. En ons loop met skuldgevoelens. Ek is net nie goed genoeg nie. En die vraag is nou, kan ons so deur die lewe gaan? Kan ons sulke skuldgevoelens hê, dat ek is net nie goed genoeg nie, en ek is net nie goed genoeg vir God nie? Want dit is sleg, dis regtig, dis eintlik verskriklik dat ons so deur die lewe gaan, en daar's baie mense wat met hierdie goed worstel. Dit maak ons moeg, geestelik moeg. Daarom baie ouens, omdat hulle voel hulle is net nie goed genoeg vir God nie, breek uiteindelik die verhouding met God. Want as jy nie 'n verhouding met hom het nie, dan hoef jy nie sleg te voel nie, dan dis beter. Want dan voel ek nie skuldig en moedeloos nie. Dit breek ons spoed. Dit laat ons stadig en soos 'n kranke deur die lewe beweeg. Dit steel jou lus. Ek meen as 'n man sy vrou die hele tyd afbreek, of ander kant toe om, dan is jy later net nie meer lus vir hierdie huwelik nie. Dan is dit beter om pad te gee. Wat my goed en ry. Dit hou ons terug. Dit benadeel ons. Dit is amper soos om 'n eysterbal met 'n ketting aan my voete vas te sit en te probeer hardloop. Jy kan skaars loop. So ons raak uiteindelik ook moeg vir God, omdat ons worstel met hierdie ding, ek is net nie goed genoeg nie. Dit laat jou dink oor God. Dit laat jou wonder, wat's dit die moeite werd, wat God gedoen het? Dat hy sy seun gestuur het na hierdie wêreld. Maak dit nou sin? En dit laat jou wonder, is Jesus regtig genoeg soos wat die dominee in die kerk nou maar uitspel? Is hy ook genoeg? So jy begin net alles bevraagteken, omdat jy in hierdie hoek gedryf is, deur jou eie gevoelens. Nou die Here Jesus sê, dis genoeg. Weet julle dat sy laaste woorde aan die kruishout was 'n kreet wat hy uitgeroep het? Hy het eintlik uitgegil voor hy sy asem uitgeblaas het. Toe gil hy uit in die Grieks, tetelestai, dis volbring, wat ons so vertaal het. Dis genoeg. Wat ek vir jou gedoen het, is genoegsaam. Jy hoef niks meer te doen nie, dis genoeg. Ek het vir jou alles gedoen wat nodig is om gered te word. Dis genoeg. Dis sy laaste woorde. As dit dan jou laaste woorde is, dan is dit nogal redelik belangrike woorde, en dit was 'n kreet wat hy uitgegil het, voor hy sy asem uitgeblaas het. En daarom sê ons dit in die gereformeerde kerke, en sê ons dit in hierdie gemeente, wat Jesus vir jou gedoen het, is genoeg. Jy kan niks byvoeg nie, jy kan dit nie beter maak nie, jy kan dit nie anders doen nie, jy het nie 'n lys van goedjies nodig wat jy eers moet aftiek een vir een, voordat jy genoeg gedoen het, om aanvaarbaar te wees vir God nie. Jesus het vir jou alles gedoen, jy moet dit met jou hele hart glo. Dis genoeg. En ons sukkel nogal met hierdie konsep.
Want ons word groot gemaak met hierdie idee, en dis hoe ons in die wêreld beweeg. Jy kry niks verniet nie, man. Daar bestaan nie so iets nie. Baie ouens dink as hulle die lotto wen, hulle het baie geld verniet gekry. Maar ek wil nie, as jy gaan mooi optel hoeveel geld hulle ingesit, voor hulle iets teruggekry het. Niks is verniet nie. Ek meen, jy kry nie bevordering as jy nie gewerk het nie. Jy kan nie goed by mekaar maak in die lewe as jy nie spaar nie. Jy moet insit, jy moet perform, dan kry jy iets. Dis hoe dit in die lewe werk, ons leer ons kinders ook so. Daarom sê ons, jy gaan sny gras, maar dis jou sakgeld. Vir gras sny, sakgeld. Honde se kos gee, sakgeld. Asblikke uitvat, sakgeld. Alles word gemeet aan waarde, inset en uitset. Dan dis hoe dit werk. En nou dink ons so dit werk met ons geloofslewe ook. Ek moet goeders doen om God gelukkig te maak. Om God se guns te wen, moet ek eers 'n blysie goedjies doen. En ons hoor dit in ander kerke. En hoe jammer is dit? Want jy kan niks doen om die genade van God te verdien nie. Jy kry dit parcella, verniet. Dis joune. Dis volbring, sê die Here Jesus. Jy moet dit net glo. En gaan lees maar weer Efesiërs 2 vers 8 tot 10 en jy sal dit baie mooi duidelik daar ook sien. So, ons kry dit verniet. En dit is vir my vertroostend. So om iets te moet doen, bad news. Dis slegte nuus. Dis slegte nuus as ek vir mense moet sê, kyk, voor jy die genade van God kon kry, moet jy nou eers 'n bekeringsdatum hê, en dan as jy nou bekeerd is, dan moet ons jou eers groot doop, en as jy nou groot gedoop is, moet jy nou nog eers met die Gees gedoop word en in tale praat of dat doen, en jy weet, jy moet eers, nee, julle is verkeerd, nie Sondag nie, Saterdag is die Sabbat, dit begin Vrydag, dink, gaan hoor maar wat sê die 70-se Adventiste, amper sê ek alkoholiste, Adventiste, dis wat hulle sê, en ons moet al hierdie feeste nakom. Ek het nou hierdie week wat verby is, toe hoor ek nou, of vorige week, dis nou As Woensdag. Ek het nou gewonder, wat se besigheid is die nou? En ek het dit maar gaan, soos Eben sê, ek het my goeie vriend AI gaan vra, om vir my 'n verduideliking oor As Woensdag te gee. En party mense handhaaf het, nee, dit is om, jy brand nou 'n bietjie palmtakke, en daai assies sit jy 'n kruisie op om te sê. Nou wonder ek nou, hoe belangrik is die goed? Ek hoor van mense sê, nee, maar ons moet gereeld ons mekaar se voete was om te wys. Ons moet iets doen, want dit is ons aard. Ons moet net iets doen om God se genade te verdien. En ek sê vir julle, dis slegte nuus. Hoekom is dit slegte nuus? Want dan sit jy met daai vraag is, wanneer het ek genoeg gedoen? As God moet werk op verdienstelikheid, wanneer het ek genoeg regmerkies agter my naam? Dis 'n onsekere besigheid. Want jy gaan nooit sekerheid hê nie. Want jy val ook nou en dan terug. En nou en dan, ja, is maar 'n bietjie van 'n teleurstelling vir myself en alles wat ek gesê en gedoen het. Hierdie laaste week, ek het seker nou weer 'n paar punte by God verloor. Dis onsekerheid. Want dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan oor wat Christus Jesus gedoen het aan die kruis en die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het. Paulus sê net in die verse vooraf, julle het saam met hom gesterf en julle het saam met hom opgestaan. Dit wat hy gedoen het, het hy vir julle gedoen het. Julle het dit. So is nie iets wat ek en jy gedoen het nie, dit gaan oor wat Christus gedoen het. So ek wil jy moet dit vergeet. Dis slegte nuus. Skryf dit af. Ons glo in die goeie nuus. Jy weet mos die woord evangelie beteken goeie nuus. Dis waaraan ons vashou, is die goeie nuus. Ek kan ontspan. Ek hou nogal van daai ding wat Martin Luther sê. Hy sê, terwyl ek hier op my bed lê, gaan die evangelie sy gang. Wat wil hy eintlik daarmee sê? Hy sê, dit gaan oor wat ek Martin Luther doen nie. Dit gaan oor wat God gedoen het.
Want Martin Luther het geweet, want hy kom uit die Romeinse kerk, hy het geweet, jy kan nie al hierdie 7 sakramente doen en dit sal jou in die hemel bring nie. Het gaan nie oor wat jy doen nie. Het gaan oor wat Christus gedoen het. En dis wat in hierdie teksvers vanoggend staan, en ek wil graag hierdie 2 punte net vir julle uitwys vanoggend. Daar is die 2 punte. Ons skuldbrief, sê Paulus, is aan die kruishout gespyker. En die tweede ding, alle bose magte, of alle magte is oorwin. Kom ons kyk daarna. Wat wil hy wil nou nie weer volgende. Daar sien julle, jy sien hom nie baie mooi nie, sien julle hierdie ding. IOU. Nou dis waarvan Paulus praat. Jou skuldbrief, jou IOU. Nou weet julle wat is 'n IOU? Nou toe ek in Linden Hoërskool was, het ons 'n meneer Geroewee gehad. En hy was ons rekeningkunde onderwyser. Nou toe ek op hoërskool kom, hy is 'n 6 maande het ons in 'n klas gesit in Centurion Hoërskool. Seker 60 van ons het daar op die vloer gesit en ons het gesit en speel. So ek het niks van boekhou of rekeningkunde verstaan nie. Dit was net 'n jol. En toe gaan ek gelukkig Linden Hoërskool toe. En hier kry ek vir meneer Geroewee wat vir ons rekeningkunde gee. Hy het so 'n bokkiebaard gehad. Dan vat hy sy stoel en hy sit hom hier voor sy lesenaar en hy draai hom so om. En dan klim hy op sy lesenaar met sy boude en dan sit hy sy voete op die stoel. So het hy klas gegee. En hy het vir my 'n liefde vir rekeningkunde gegee dat ek dit tot matriek toe gevat het. En dit was die enigste vak wat ek dalk 'n onderskeiding sou kry. So lief was ek vir die vak. En dit is alles te danke aan hom. En hy het eendag vir ons verduidelik hoe werk 'n IOU. Nou jy vat 'n IOU is, ek sê Clinton, ek wil graag vir jou 'n paar rand gee want jy het dit nodig, maar kom teken net hierso. Ek Clinton teken, ek het by Willie geleen 10 rand wat ek op daai datum sal teruggee en jy teken hom. Dis 'n IOU en ek hou hom. Tot jy my betaal, gee ek die IOU vir jou terug. So dit is hoe 'n IOU werk. Dis 'n skuldbrief. En Paulus sê, elkeen van ons het 'n IOU, het 'n skuldbrief. Dit is ons sonde. Al die sonde wat ek gedoen het van gister, eergister en vandag. En nogal interessant met hierdie IOU, is dat dit is ook môre se sonde en oormôre. Nie dat dit my verskoning gee om te kan doen wat ek wil nie, maar daai IOU is geldig vir gister en vir môre. En hy vat hierdie skuldbrief, sê Paulus, en hy kruisig dit saam met hom op die kruis. Hy vat dit saam op die kruis. So hy vat my IOU saam met hom. En wanneer hy betaal, en want hy betaal daai IOU, betaal hy dit met sy lewe. Nou in daardie tyd, want dis waar die hele gedagte vandaan kom van 'n skuldbrief, was 'n wettige dokument. Ek meen, as jy nie jou IOU betaal het nie, het jy moeilikheid. Soos Clinton my nie betaal nie, gaan ek laat Ria gras sny by my vir 'n week lank. So, ek het die reg om dit te doen, want dit was 'n ooreenkoms, 'n regsgeldende dokument. So, Paulus wil daarmee sê, dit is so wettig wat hy gedoen het. Dit het soveel geregtigheid. En dit laat my dink aan Romeine 1:17, wat 'n juridiese terminologie geskryf is. Hy vat dit, hierdie ding wat waarde het, wat eg is. En, sê Paulus, hy wis dit uit. Hy het dit vergoed weggeneem. Betekenis van die Griekse woordjie hierso beteken hy dit uitgewis. Soos jy na die tyd op die papier rol sou skryf en jy het 'n fout gemaak en jy was dit gou-gou af voor die ink droog is. Veet af, is weg. Is weg. Jy veet skoon. Dis vernietig. Dis gone. Vir ewig. Hoor julle? Vir ewig. Weggevee. Heeltemal aan die kruishout. Wat beteken dit vir jou en vir my? Want ons weet hoe hy dit gedoen het. Wat beteken dit? Dat my skuldbrief weg is
vir ewig, vir gister en vir eergister en vir môre. Beteken ek en jy is vry. Soos Martin Luther. Ek kan op my bed gaan lê en ontspan. Dit maak my vry, dit vertroos my, om te kan weet ek hoef nie God se guns te wen nie. Jesus het dit gedoen, en die Vader het sy soenverdienste aanvaar, as volkome, genoeg. So dit maak my vry. Ek kan konsentreer op 'n goed wat belangrik is. Hoe om vir die Here te lewe, hoe om betrokke te wees in Waterval, hoe om mense te help, hoe my beste my huwelik te doen, want ek het nie hierdie las meer op my nie. So ek kan met vreugde en vrede lewe. Dit maak die lewe vir my aangenaam, dit sit 'n bietjie sprankel in my loop. Want Jesus het my vrygemaak. Ek hoef nie met hierdie skuldgevoelens te loop nie. Want ja, dit is erg hoe baie mense met skuldgevoel kan loop, oor goed wat hulle in die verlede aangevang het. Skuldgevoelens maak jou dood. Maak jou siek. En ons is bevry van die las van sonde, van skuldgevoelens. Jesus het dit aan die kruishout gespyker, daai IOU is gekanseleer. Skuld hom niks. Skuld hom niks. Hy het betaal namens my. Ek is vry. So ek en jy moet ons Christendom geniet. Dis 'n heerlike avontuur. Ons moet uit dankbaarheid voor die Here lewe. Ons moet doen wat ons moet doen elke dag met groot vreugde, met dankbaarheid voor God. Daar's niks wat ek moet doen om gered te word nie. Alles wat ek doen, doen ek uit dankbaarheid vir God. Uit dankbaarheid vir wat Jesus Christus vir my gedoen het. Tweede punt wat ek wil beklemtoon is, Paulus sê alle magte is oorwin. Gewonder hoekom Paulus oor die bose nou gou-gou hier skryf op hierdie belangrike punt wat hy nou beklemtoon. Ek dink hy wil net die pen 'n bietjie dieper inkap. Ek dink daar's goeie rede voor. Satan en sy magte is verslaan. Die graf is 'n bewys daarvan. Daar's reeds oorwinning aan die kruis, maar die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het, deur God opgewek is, wil vir ons meer sê. Satan is oorwin. As jy nou in Romeine 3:23, die loon van die sonde is die dood. Ons weet waar sonde vandaan kom. Van die paradys af. Daarom, dat Johannes hom noem, die Satan noem, die vader van die leuen. Want hy het vir Eva gelieg, so halwe waarheid vir haar gegee, en die waarheid so bietjie verdraai. So daar kom dit, die vader van die leuen, die vader van sonde, sonde, en die gevolg van sonde is die dood. Jesus staan uit die dood uit op, aan die kruishout betaal hy vir die sonde, dis oorwin, Satan se mag is verbreek. En dis wat Paulus hier wil sê, en hier's twee elemente wat hy eintlik hier gebruik om dit te beklemtoon. Hy sê, hulle is ontwapen. As jy nou 'n soldaat se geweer by hom vat, wat nou? As jy enige iemand se wapen, 'n krimineel, 'n boef of 'n geregsdienaar se wapen van hom al weggevat het, dan is hy in die moeilikheid. En hierdie, wat Paulus hier wil sê, hy is gestroop van sy mag. Hulle is gestroop. Ons het hulle mag is van hulle weggevat. Hulle kan boggerol doen. Glo my. Ongelukkig hoor ek baie mense wat rondloop en sê, ja, maar as jy nie pas op, jy gaan die duiwel dit aan jou doen, en die bose magte gaan dit, en Satan gaan dit. Vir die Christen. Ek en jy hoef nie Satan te vrees nie. Hy is oorwin. Daarom kan ek vir hom sê, gaan weg van my af, man. Ek behoort aan Jesus. Jy het nie seggenskap oor my nie. Ek vrees hom nie. Ja, natuurlik waarsku die Bybel vir ons. Hy's 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Maar sy mag is weggeneem. Jesus het hom klaar oorwin. Sy mag is so beperk, dat ek as 'n kind van die Here steur my nie eers aan hom nie. Paulus gaan verder en sê,
Hy is op 'n triomftog meegevoer. Nou ek weet nie of julle van hierdie groot ou epic flieks al gekyk het van die 60er jare, van die Romeine en van Rome en die Romeinse keisers en die soldate nie. En as hulle stryd gevoer het en hulle het oorwin, dan het hulle met 'n triomftog teruggekom in hulle stad, daar in Rome. En al die soldate het agter hulle aangemarseer en die massas het hulle toegejuig vir hierdie triomftog. En dan as jy nou mooi gekyk het, dan het die generaal of die Caesar op sy perd gesit en dan loop daar 'n tou en dan hier agter hom strompel 'n ou wat vasgemaak is en dis gewoonlik die koning van die ander land wat hy oorwin het. En soms het hulle klere uitgetrek om hulle skandalig in die openbaar te vertoon. Dis wat Paulus met hierdie bedoel. Hulle is op 'n triomftog. Die Satan is soos daai oorwonne vyand se koning, sleep hy agter hom aan, strompel hy oor sy eie voete, is hy lagwekkend, hy's naak, hy's gestrip van alle waardigheid en van eer, hy geen niks meer oor nie. In die openbaar word hy verneder. Dis wat Paulus met hierdie triomftog bedoel. So dit sê vir my, as 'n kind van die Here, wow, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Satan kan my nie meer voor God aankla, want dit was sy job. As jy nou Romeine 1:17 lees, is dit 'n hofsaak. Christus is die advokaat. Satan is die aanklaer. En hy kla ons aan by God. Hulle het alweer dit gedoen. Ja, lekker. Here, kyk wat het hy nou hierdie week gesê. Ja, kyk wat het sy nou alweer gedoen. Ja, kyk, hulle het hierdie klomp goed aangevang hierdie week. Hulle is lekker in die moeilikheid. Lekker. Dan staan Christus op. En sê, maar ek het vir hulle boosheid en hulle sonde betaal. En dan sit die Vader op die regterstoel en hy het net een vraag wat hy vir my en vir jou vra, as skuldige wat voor hom staan. Want ons is skuldig, Satan is heeltemal reg. En hy vra, glo jy? Glo jy dat my seun vir jou betaal het aan die kruis, volkome genoegsaam? Dis volbring. Glo jy dit? En wanneer ek en jy antwoord, ja, ek glo dit met my hele hart, dan sê die Vader in daai selfde vers, jy word geregverdig. Vrygespreek, sê die nuwe vertaling. Gaan in vrede en moenie meer sondig nie. Jy het 'n nuwe identiteit. Jou IOU is gekanselleer. Jesus het vir hom betaal. Jy skuld zippa. Wow. So ek is bevry van my sonde, bevry van my skuldgevoelens, bevry van die aanklagte teen my. En ek hoef nie met hierdie skuldgevoelens rond te loop nie. Ek is vry. Ek wil afsluit, voor ons by die nagmaal kom. So is Christus genoeg? Definitief. Het daai troos, het daai versekering. En wanneer jy vanoggend hierdie nagmaal gebruik, wat sien op die brood as die liggaam van Christus en die wyn die bloed van Christus, dan sê jy dit weer vir jouself. Jesus is genoeg. Sy liggaam is vir my gebreek. Sy bloed het vir my gevloei om my IOU te kanselleer en my vry te maak. Daar's niks wat ek kan doen nie as om net te ontvang en in dankbaarheid voor hom te lewe. Jesus is genoeg. Amen. Kom ons sluit ons oë. Baie dankie Here vir 'n troosboodskap, want in hierdie tyd het ons troos nodig. En dankie dat U vir ons daai versekering gee, ons is goed genoeg vir U. Want ons is duur gekoop met die bloed van Jesus. Baie dankie daarvoor. Dankie Here vir almal wat ons kan bid op ons siekelys vanoggend. En ons dra hulle elkeen aan U op, dat U genade oor hulle sal groot wees, dat U genesing sal skenk, dat U elke individu op daai lysie sal aanraak. Asseblief. Ons bid vir almal hier. Ons gaan nou die tafel gereed maak, Here, en ons gaan nou aansit en ons gaan die nagmaal bedien.
Dankie dat U dit ingestel het. En dat U deur die nagmaal vir ons hierdie vertroosting en hierdie versekering wil gee, dat ons U sin is, en dat U vir ons volkome betaal het. En dat ons dit met vreugde kan vier. So seën dit, Here, en seën die gebruik van die tekens ook volgend. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Om vir Daniel en Chantay en vir Celeste se volgende saam met my aan die tafel te wees. Hulle het verlede jaar so teen die einde belydenis van geloof afgelê en ek hou daarvan dat hulle ook hulle belydenis aflegging op hierdie besonderse manier vier. So mag die Here ook vir julle seën met die gebruik van die tekens volgende. Hoekom doen ons dit? Want Here Jesus het gesê ons moet. Die aand het die nagmaal ingestel het hy vir sy disippels gesê en vir natuurlik ook vir ons, doen dit op my nagedagtenis. Doen dit gereeld. Ons doen dit dalk nie heeltemal so gereeld soos ons behoort nie. Maar hy het gesê ons moet die nagmaal vier. En by die nagmaal moet ons in besondere dink aan wat hy vir ons gedoen het. En dit is dat hy sy lewe aan die kruis het gegee en dat hy opgestaan het, soos wat hy in die preek gesê het. En elke keer as ons hierdie tekens sien, want dit gaan oor belewenis. Daarom glo ek, iemand het geskryf, die nagmaal en die doop is soos 'n prentjie wat die Here ons voorhou, 'n kiekie, fotootjie, om die evangelie op 'n eenvoudige, besondere manier te ervaar. Miskien het die Here gedink, ag, julle is nou nie so slim nie. Ek het vir julle mooi gesê, maar dalk as ek vir julle 'n prentjie gee, vir julle wys, demonstreer wat ek vir julle gedoen het. En dit is wat ons die nagmaal moet ervaar. Want as ek dit sien, kan ek weet. As ek dit ruik, die wyn, kan ek maar weet. Wanneer ek dit in my hande neem, kan ek maar weet. Wanneer ek dit insluk, kan ek maar weet. Ek het deel daaraan. So seker soos wat ek dit sien, ruik, voel en sluk, so seker kan ek wees dat Jesus het vir my volkome betaal. So die nagmaal versterk weer eens ons geloof. Soos jy vanoggend op daai punt gekom het waar jy voel, ek is dalk nie goed genoeg nie. Ek het nie genoeg gedoen nie. Ek het nie perform nie. Ek het te veel sonde in my lewe. Ek en my vrou het gister 'n groot fight gehad, nog nie heeltemal reggemaak nie. Ek daar net so 'n paar lyke agter my. En is die nagmaal juist die geleentheid vir jou om jou saak met God reg te maak. En jou van jou skuldgevoelens vry. So ek nooi julle almal uit om saam met my volgende die nagmaal te gebruik. En dat julle julle geloof versterk. Nou hoe die gebruik verloop is, ons deel eers die brood uit aan almal en dan deel ons die wyn uit. Die middelste kreetjie is 'n sak vir die wat nie alkohol mag gebruik of nie wil gebruik nie. En wanneer ons almal gekry het, dan gaan ek die instellingswoorde doen en ons gaan saam eet en drink. Kom ons sluit die oor vir oomblik. Baie dankie Here vir hierdie tekens. Die brood, die liggaam, die wyn, die bloed. So seker Here, soos wat jy aan die kruis het gesterf het en betaal het vir ons sonde, opgestaan het uit die dood, so seker is ons by die gebruik hiervan, dat dit was vir ons doel. Dankie vir hierdie vertroosting, dat ons kan versadig in die genade wat U bied. Ons glo dit met ons hele hart. En ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Die Here Jesus het in die nag waarin hy gekruisig is, saam met sy disippels aan tafel gesit, en hy die brood geneem en hy het gebreek. En hy het vir hulle gesê, neem dit, eet dit, en dink daaraan dat dit my liggaam is, wat vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening vir al jou sonde.
het in hierdieselfde nag het hy die beker geneem nadat hy wyn geskink het. En hy het ook vir sy disippels gesê, dit is my bloed. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat dit vir jou gestort is as 'n volkome versoening vir al jou sonde. As daar enige iemand besluit, die meer geld nie geneem het nie, maar die beker verkies, moet jy dit jou hand opsteek. Nou kan hulle vertel. Dit was 'n besonderse dag, ek wil nie vir ons tyd te gee. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons vanoggend gehad. Om op hierdie besonderse, praktiese, eenvoudige manier met die wyn en die brood net weer eens kan dink en besef en verstaan en te kan glo dat U het volkome vir ons betaal. Dis genoeg. Wat 'n voorreg. Dat ons nou met vreugde hier kan uitloop en gaan leef voluit as U kinders. Dankie vir hierdie besonderse geleentheid en saam met al ons broers en susters hierdie nagmaal te kon vier. Ons prys U. Ek gaan die seën van die Here uitspreek. En daarna gaan ons 'n pragtige lied sing van die skerm af, wat ons almal ken, die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag die Here vir ons toevou met sy guns, met sy goedheid en met sy liefde. En mag ons deur sy Gees uit hierdie liefde leef tot sy eer en tot sy verheerliking. Amen.